Goeienaand aan my mense, jong. Ek hoop het gaan met julle geweldig goed. Mag julle geseënd wees. Be blessed. Wees voorspoedig. As jy wit is soos ek, nee, staan op. Ons mense wat wit is, ons staan nie terug nie. Maak nie saak wie wat aan ons doen nie. Jy kan maar ons geskiedenis gaan leer, nee. So, jong, ek het 'n uitdaging gegee vir iemand wat nou sê ek moet bid vir Israel volgens hulle, nee. Jong, en toe het ek nou die Bybel gaan bestudeer, nee. En vir hulle gesê dat ek het een plek gekry in die Bybel waar daar gevra word vir vrede, nee. So, skryf vir my terug, of laat weet my terug, nee. Waar jy nou die ding lees in die Bybel, hier in die Bybel, nee. Die Bybel. Wat sê dat ek vir Israel moet bid, nee. Ons maak hom oop. Nee. Nou, ons maak hom oop. Ons lees, nee. Ons lees. Kan ek lees? Nee. So nou die eerste vers wat die man vir my gee, vir bid vir Israel, is Psalm 122, vers 6. En dit sê, bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. Nee? Okay. Daar in Psalm 122 vers 6 staan er nêrens niks van Israel, nee. Dit sê bid vir vrede van Jerusalem. Nee? Ekskuus man, ek het aantekeninge gemaak. Want ek nou lees jy. Soos nou Psalm 122 vers 6. Maar sê nee, bid vir Israel. Jong, as jy na Jerusalem kyk, Jerusalem is in twee gedeel, nee. Een helfte behoort aan die moslims, die ander helfte behoort aan die Israeliete, nee. So, dan kan ek nou omdraai en sê, ons moet bid vir die Israeliete en die moslims, nee. Maar ek kan dit nie doen nie, want die Israeliete erken nie vir Jesus Christus as my saligmaker, verlosser en die weg en die lewe nie. Selfs met die moslims. So daar sê bid vir Jerusalem. So Jerusalem is al klaar gesplit daar in Dawid se tyd, koning Dawid se tyd al, Psalm 122 vers 6. Hoe sê jy nou vir my? Romeine 10 vers 1. Nou hierso het ek die naam Israel gekry. Ja, ek moes seker nie gesê, wys my een vers nie. Okay, maar Romeine 10 vers 1 sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis is.
So hier in Romeine 10 vers 1 word geskryf, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, nee, is tot hulle redding. Vers 2 sê, want ek getuig van hulle, dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis is. Waarom? Romeine is nou daar die Nuwe Testament uit, nee. Israel se ywer is na God toe, nee? Maar hulle het nie kennis nie. Israel is nou die Jode, nee? Hy bid, hy het 'n verlange in sy hart, en na die gebed wat hy rig na ons Skepper toe, is vir Israel die volk se redding. Maar vers 2 sê, Romeine 10 vers 2, want ek getuig van hulle, ek getuig van die Israeliete, dat hulle 'n ywer, nee, hulle het 'n smaak na ons Skepper toe, maar hulle is sonder kennis. Nee, ons sal terugkom na die een toe, nee. Dan stuur jy nou my, jy weet net, daar sê hulle is sonder kennis. Maar ons moet bid vir Israel. Israel het sonder kennis is. Ja, miskien moet ons bid dat Israel ook dalk hulle radkaste reg kry, nee, en hulle sienings reg kry, om God die Almagtige Vader, nee, se seun, Jesus Christus, te aanvaar. Nee, want hulle is sonder kennis. So nou kom hy terug na die Ou Testament toe. Nee. Genesis 12 vers 3, dis nou Abraham se roeping. Abraham, wat die vader van al die nasies is, nee. Wat sê, en ek, dis nou God wat spreek hier, en ek sal seën diegene wat jou seën, en ek sal hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So hier's God wat direk vir Abraham sê, ons ken almal Abraham en Sarah se storie, nee. Dis God wat sê, ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis Abraham se roeping. Maar nêrens hier lees ek van Israel, nee. Dis in Genesis 12 vers 3. Dan gaan ons nou na Jesaja toe. Jesaja 60 vers 12 toe, nee. Dis nou 'n geleerde wat nou al hierdie verse vir my skryf wat sê ek moet bid vir Israel, nee. So Jesaja 60 vers 12 sê, want die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en die nasies sal seker verwoes word. Dis nie vir Israel geskryf nie. Dis Jesaja. Dis, hoe kan ek sê, as jy gelowige mens is nie, glo dat God jou Vader is, dat sy seun na die aarde gekom het en aan die kruis gesterf het vir ons, nie.
dat jy die koninkryk sal beerwe, want die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en die nasies sal seker verwoes word. Daar is nou niks van Israel nie. Stuur hulle nou vir my, Sagaria 12 vers 4 ook. Het sê, in die dag spreek die Here, sal ek al die perde met verwarring slaan, en al ruiters met waansin. Maar oor die huis van Juda sal ek my oë oophou, terwyl ek al die perde van die volke met blindheid slaan. Die huis van Juda is nie Israel nie. Dis wat hier staan, Sagaria 12 vers 4. As jy gaan lees, Juda is die Judeërs, is nie Israeliete nie. So hy sê, die Here self sê, in die dag spreek die Here, sal ek, die Here, al die perde met verwarring slaan, en al ruiters met waansin. Maar oor die huis van Juda sal ek my oë oophou, terwyl ek die Here al die perde van die volke met blindheid slaan. Waar staan nou Israel daarin? Ons praat van Juda, die Judeërs. 'n Judeërs, nie 'n Israeliet nie. En toe kom hy nou weer terug na Psalms toe, Psalm 91 vers 4, wat sê, dis 'n Psalm 91 vers 4 begin, hy sal jou dek met sy vlerke. In ander woorde, God sal beskerming oor jou, hy sal jou onder sy vlerke hou. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuin. Sy trou is 'n skild en pantser. Okay, so ja. Ek het die maat nou gevra, hoor so, sê vir my waar sê die Here dat Israel sy uitverkorenes is, en hy het nou vir my hierdie versies gestuur om te sê, bid vir Israel. En die enigste een wat ek sien van Israel, is een versie, Romeine 10 vers 11, wat sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle ywer vir God het, maar dat hulle sonder kennis is. So hierso in die Romeine, in die brief van die Romeine word geskryf, dat Israel sonder kennis is. Ja, hulle het ywer vir God, né? Maar hulle is sonder kennis. Dis die enigste vers. Waar ook Paulus, of hy sonder Saulus, né, vir Israel bied. En dis eers hier in die agterkant van die Nuwe Testament. Ek weet nie, ek het die Bybel nou al 'n paar keer deurgelees, jong. Ek het Romeine 10 vers 1 gemis. Maar Paulus sê daar, sy verlange en sy gebed, wat hy tot God vir Israel doen, is tot Israel se redding. Vers 2, ek getuig van hulle, dat hulle ywer vir God het, maar hulle is sonder kennis.
Nou nee, ek ondersteun nie Israel nie. As jy kyk na die Israeliete nie, wat nou uit die Bybel uitkom, jong. Dan sê hulle arme Eva, Israeliet. So Eva, sy het vir die slang geluister, nee, en na sy vir die slang geluister het sy vir Adam ook gesê, eet hierso van die vrug, van die boom van kennis van goed en kwaad. Nee. Na dit, het hulle oudste seun Kain, sy broer Abel doodgeslaan. Israeliet, slaan sy broer dood. Nee. Dan as jy nou verder gaan, kyk, as almal nou sê, Israeliet, toe die engele, wat die Here uit die hemel uitgegooi het, nee, omgang gehad met die dogters van die aarde, dogters van die seun van die mens, nee, en reëse voortgebring, nee. En dit was 'n verskriklike tyd daai, en daai reëse was honger, jong, hulle het mense geëet, hulle was kannibale, hulle, jong, en toe sê die Here vir Noag, hey, bou 'n boot, nee. Na die boot gebou is, die sonvloed het gebeur, die mens oorleef, toe sê die mense, daar waar ons almal dieselfde taal praat en dieselfde weg en wee het, nee, bou ons nou 'n toring van Babel, nee, dit is Israeliet. En die Here het neergedaal, die Here het sy voete hier op die aarde gesit, nee, die toring van Babel aanskou, nee, en die mense gesê, hey, ek sal julle taal verwar, nee. Jy wat so lyk, jy gaan soontoe, jy wat so lyk, jy gaan soontoe, ek gaan jou taal verwar, dat julle uit mekaar moet spat. Want die eerste gebod wat die Here aan die mense gegee het, nee, is, regeer oor die aarde, versprei, wees vrugbaar, versprei en wees vrugbaar oor die aarde. Dis die eerste gebod wat die Here ons gegee het. Nou voor die 10 gebooie is daar op die berg Sinaï vir Moses gegee is. Die Here gesê, wees vrugbaar en versprei. En hier kom ons almal na die vloed en die reës en die goed, waar almal by mekaar kom, nee, en die toring van Babel bou. So, dis die Israeliet, dis kom ek is skaar by die Israeliet nie. Ek luister wat die Here vir my sê, elke dag. Ja, ek oortree ook, ek is 'n sondaar. Ek oortree ook God se wette. Ek kan nie sê, ek onderhou 9 van sy 10 wette, of 8 van sy 10 wette, en as jy een oortree, as jy sondaar hou. Maar ek weet, ek is 'n sondaar hou. Ek weet dit, ek is 'n sondaar. Dis hoekom ek so sterk in my geloof staan, want ek weet al wie die sondes van my kan al wegvat, nee, is my skepper, deur sy seun Jesus Christus. Hi mense, verstaan julle dit nie? Julle moet julle boek gaan lees, mense. Daar is ons 'n boek gegee, né? Die Bybel. Jong, moet ek hom weer oopmaak. Die Bybel. Daar is weer 'n boek gegee. Die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament. As jy mooi kyk, sal jy sien is een boek. Né? Gaan lees hom. Gaan lees jou Bybel. Jy is hier op die aarde, die duiwel is hier saam met jou op die aarde, hy loop soos 'n brullende leeu rond, op soek na sy volgende prooi om te verskeer, nie. Jy kan nie wegkom van sondes, nie, maar jy kan kies, net jy kan kies, nee, om die regte pad te kies. Niemand anders gaan vir jou kies, nie. Die Here het vir jou vrye wil gegee, nee, om die highway te vang, of die stairway, die moeilike pad, of die maklike pad, jy kies. Jy weet op die highway, sê die speedkop so, op die alternatiewe route, van God, nee, is mooi, hulle het baie kinkels en draaie, nee, as het die speedkops daai pad nie, want hulle kan nie vang vir spoed nie, hulle kan nie vir jou ticket skryf nie. Julle moet kies, mense.
Dis hoekom ek nie in die Israel-visie glo nie. Die Israeliete is verskriklike sondige mense, jong. Ek bedoel, toe die Here met sy vinger die 10 gebooie daar op die tablette geskryf het, en Moses kom van die berg af, wat het die volk gedoen? Hulle het goue kalwe aanbid, jong. Hulle het vir hulle goue beelde gemaak, soos die Rooms-Katholiekes en goed, Hulle het hulle self voor die beelde neergebuig. Dis die oortreding van die tweede gebod. Flip my al mense, lees julle Bybel. Lees die ding en lees die Bybel met insig. Dis wat ek gaan sê, is lees die Bybel met insig. Dan sal jy verstaan, hoekom jy na God, die almagtige skepper van hemel en aarde en die see, alles wat in die hemel is, alles op die aarde en alles in die see, moet bid. Jy is 'n sondaar, my vriend, want die duiwel loop hier rond tussen ons. Jy moet onthou, die duiwel, is daar die hemel uitgegooi. Die duiwel het iets in die hemel gesien, Onthou dit altyd. Jy was nog in die hemel nie. Die duiwel was daar, en hy beklei hard om jou uit die hemel uit te hou, want hy het iets in die hemel gesien, wat hy nie wil jy moet sien nie. Hy wil jou hier in die hel van die aarde hou. Ja, maar die aarde is nie hel nie. Die aarde is lekker vir my hou. Ek geniet die aarde. Die aarde het voeltjies en diertjies en vissies. Jong, die aarde het pragtige goed op hom, maar die duiwel hou ons blind om hy goed te sien. En met almal 'n lekker dag hê, Gaan dink daaroor. Seënwense vir julle en voorspoed vir die nuwe jaar. Wees geseënd. Bye bye.